Intimiteit, intimiteit, intimiteit. Wow, 'n groot woord. Maar weet julle dat intimiteit is nie net seksueel nie. Intimiteit is ook om mekaar te waardeer, mekaar te laat veilig voel, mekaar te anker. En ek wil praat oor intimiteit na die plek van heerlikheid in God. En ons het nodig om te kies, wil ons net die heerlikheid van God hê of wil ons intimiteit hê? Ons 'n bietjie praat oor Moses. Moses by die brandende braambos hoor en sien God, hy beleef God, hy sien die heerlikheid van God. Maar daar's nie nabyheid nie. Toe hy terugstap na Egipte toe gryp die Here hom aan sy keel en sê vir hom, herstel die verbond. En hy moes eers, sy vrou moes eers sy seuns besny. Maar hy hoor God, hy sien God. Moses loop saam met die volk en hy volg die vuurkolom en hy volg die wolkkolom. Hy sien God, hy beleef God. Dis alles bokant hom. Maar tog kom Moses op 'n plek en hy sê, Here, wys my u heerlikheid. Moses het in die tent gegaan bid en die wolkkolom het neergekom en die skrif sê, Moses het aangesig met God gepraat. Maar tog kom op 'n punt en Moses sê, vat net hierdie wolk weg dat ek jou aangesig kan sien. En hy het geloop, maar hy het 'n begeerte gehad. En in Eksodus 33 vers 9 tot 17 lees ons iets baie interessants. En Moses het hierdie stry met die Here en sê, Here, asseblief help, hierdie volk is moeilik. En ek lees van vers 13. Moses praat met God en hy sê, as ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend. Dis interessant. Moses, maar die Here het vir jou gesê, vat Israel uit Egipte uit. Maar Moses vra, maak vir my u weer bekend, dat ek u kan ken. So Moses vra iets meer as net, watter kant toe moet ek gaan? Hy soek God se weë, want hy wil God ken. Ek lees weer vers 13. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind. Genade maak die weg bekend. Maar genade maak dat jy God ken. En God antwoord hom, moet ek self heen gaan om jou die rusplek te verskaf? God hoor Moses se hart. En toe sê Moses vir die Here, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervan optrek nie. Wow. Het jy al op daai plek gekom wat jy vir die Here gesê het, Here? As ek nie hoor nie, gaan ek dan niks doen nie. En hoeveel keer het jy nog steeds God se stem nie gehoor nie, en dan maak jy maar jou eie besluit en jy doen dit. Moses sê vir die Here, ek trek nie op nie. En die Here antwoord Moses die volgende, hy sê, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Sien, Moses het nie hier 'n ligtelike ooreenkoms met die Here gemaak nie. Dit is so maklik vir ons te sê, Here, ek gaan nie nou van hierdie stoel af opstaan, voor jy nie vir my 'n antwoord gegee het nie. En na 3 minute, Here, jy vat te lank, dan staan ek op en ek gaan maar aan met my lewe. Maar jy het net vir die Here gesê, jy gaan nie opstaan voor hy jou nie antwoord nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het getuienis gehoor van 'n man wat vir sy vrou gesê het, hoor hierso, ek wil nie die deur van buitekant af sluit. Nee, ek jok. Hy het gesê, ek gaan die deur sluit, niemand kom in nie, ek gaan my bottel water in my Bybel vat, ek het nou deurbraak nodig. Ek moet nou by God hoor. En na 'n paar uur kom sy vrou agter, maar haar man is buitekant die kamer. En sy kom na hom toe, hy sit in hulle slaapkamer, sy kom na hom toe, sy sê vir hom, en nou, ek dog, jy gaan daar bly toe die Here gepraat het. Hy sê, die Here het klaar gepraat. Maar dit was 'n harde woord. Ek moes daar uit. Wow.
Het jy dit al so gevoel? Het jy al so gevoel dat die Here vir jou so 'n harde woord gegee het, dat jy amper nie in sy teenwoordigheid wil wees nie? Ons het nodig om met God in 'n verhouding te stap. Moses het gesê, Here, ek trek nie, as jy nie saamkom nie. Die Here sê, ek sal saam met jou trek. En omdat Moses bereid was om met die Here daardie ooreenkoms te maak, en die Here gesê het, okay, ek sal saam met jou trek, het die Here Moses dikwels ingeneem, saam met hom. En Moses was meer as een keer 40 dae op die berg, waar hy net wegraak. Die eerste keer het hy tablette gekry. Toe moes hy weer terug gaan weer die tablette te gaan kry. En dan hoor ons waar hy opgegaan het en dan het hy teruggekom en dan moes hy sy aangesig verberg. Hoekom? Want hy was so deurdrenk met die teenwoordigheid van God. Hoekom? Want hy het met God tyd spandeer. Moses het op aarde nooit die aardse beloofde land ingegaan nie. Maar Moses het wel dikwels die hemelse beloofde land besoek. Hy het vir 40 dae ingegaan en hy het die beloofde land gesien, want dit is waar hy die blueprint, die afdruk gekry het vir die tabernakel. Want hy was in die beloofde land en die Here het gesê, vat dit nou aarde toe. So ten spyte van die feit dat Moses nooit die beloofde land op aarde gesien het, die aardse beloofde land nie, het hy dikwels die hemelse beloofde land gesien. Hoekom? Want Moses het gesê, Here, ek soek intimiteit. En in daai soeke van intimiteit, het die Here vir hom gesê, kom nader, kom nader, kom nader, kom in. Wil jy net God se heerlikheid hê, of wil jy die intimiteit hê? Vandag vra ek jou, en is jou keuse. Hoe lank is jy bereid om stil te sit by God? Hoeveel tyd is jy bereid om te spandeer met God? Hoe honger is jy vir die woord van God? Dit gaan bepaal hoe jou intimiteit is. Want hoe meer jy in God beweeg, hoe sterker word die teenwoordigheid van God rondom jou. Ek kan ongelukkig nie nou vir 'n oomblik die man se naam onthou nie, maar hulle het hierdie man gevange geneem en hulle het sy oë uitgesteek en sy tong uitgesteek en hom in die tronk gegooi. Maar daar was een ding wat die soldate net nooit kon verstaan het nie. Die man kon nie meer Bybel lees nie, hy kon nie meer die woord van God spreek nie. Maar as hulle in sy sel ingestap het, het hulle geweet, God is met hom. Daar was tye wat die intensiteit so sterk was, dat die soldate nie kon staan nie. Daar was bidders gewees in die vroeë dae, wat so intens gebid het. Ek het hierdie getuienis gelees van 'n man, weer eens het ek die naam vergeet, en ek is jammer daaroor, anders kon julle dit self gaan lees het. As ek dit kry, sal ek dit vir julle in die onderaan sit, wat julle kan gaan lees, maar hierdie man het geweet hoe om te bid. En hy het gebid, totdat die heerlikheid van God neergekom het. En daar was 'n nuwe prediker, en hy het gesê, ek weet om te bid, en ek gaan by hierdie man bly staan, totdat hy klaar gebid het. En hy het so teen die muur gaan sit, en hy het begin bid. Hy sê, na 2 ure, het ek uitgekruip uit die kamer uit. Want die heerlikheid van God het so swaar geword, dat het gevoel het, ek gaan sterf. Hy sê, en hierdie man was nog steeds besig, net om God groot te maak. Hoe lyk jou gebedslewe? Het jy dit al ooit beleef? Hoe lyk jou intimiteit met God? Ek daag jou uit. Dit is moontlik. Dit is nie die lengte van die tyd wat jy spandeer nie, want baie mense spandeer ure om gebedslysies deur te bid. En ek sê nie dit is verkeerd nie, maar hoeveel tyd spandeer jy om God groot te maak en hom te verheerlik vir wie hy is? God verlang na 'n volk wat naby hom is. Hy het gesê, ek noem julle vriende, want hy wil hê ons moet saam met hom in sy hart beweeg. Beweeg jy saam met hom in sy hart? Probeer vir een dag, net vir 24 uur, niks van God vra nie.
maar maak God groot vir wie hy is. Maak hom net groot vir daar waar hy sit. Begin daardie naam van God net groot maak. Hy's almagtig, hy's groot, hy's wonderbaar, hy's heerlik. Here, dankie dat U die een is wat sit op die troon. Dankie dat U Gees my gegee het. Dankie dat U woord my deel is. Dankie dat ek U kan optel en saam met die engele kan uitroep, heilig, heilig, heilig. Begin dit vir 24 uur doen. Dan beweeg jy van jou kop en jy begin dit uit jou hart uit doen. Jy begin gewoonlik in jou kop en dan in jou hart, want God het gesê, wat bedink jy in jou hart? Die dinge van die lewe vloei uit jou hart uit. So, begin God groot maak vanuit jou hart, uit jou wese uit, en kyk hoe sy teenwoordigheid jou gaan vul. Ek seën jou met die heerlikheid van God. Ek seën jou met die intimiteit van God. Ek seën jou met daai belewenis van sy volmaakte liefde wat oor jou is. Shalom in Jesus naam.